Die getuienis. Beginsels tot geestelike groei. Het jy al gewonder of jy die stem van die Here hoor? En hoe weet jy dis sy stem? Wanneer ons geestelik groei, praat die Here met ons op verskeie maniere. Dit is sy manier om met ons te kommunikeer. Nadat ek gedoop is, het ek begin droom. Ek was nooit 'n dromer gewees nie. Iemand het eendag vir my kom sê, dit is hoe die Here met mense ook praat. Wanneer ek 'n droom gekry het ek altyd vir die Here 'n skrif gevra, en weet julle wat so amazing was? Ek het altyd 'n antwoord van my droom in die woord van die Here gekry. Ek het begin leer om my drome te verstaan, die betekenis daarvan te ken en die uitleg daarvan te kry. Met tyd het ek begin leer hoe die Here met my praat. Ons lees selfs reg deur die Bybel hoe die Here met mense deur drome gepraat het. Dit is duidelik dat dit een van Vader se maniere is om met ons te kommunikeer. Ons het bietjie verskillende mense hierdie keer gevra, hoe hoor hulle die stem van die Here? En kom ons hoor net wat hulle te sê het. Die Here praat met my deur my gedagtes en my drome. Wanneer hy gewoonlik in my gedagtes praat, dan kry ek 'n skrif dat ek dit moet vir iemand deel. En dit is hoe ek die stem van die Here hoor. Die Here het baie keer met my gepraat en antwoorde gegee. En hy sê vir my wat sê sy woord en hy roep my deur sy woord. Ander kere toe ek besef, Here, hier moet ek 'n besluit neem. Toe ek vir die Here gaan werk voltyds. En ek sê, Here, praat met my deur 3 persone wat my glad nie ken nie. En 3 persone het in daai week met my gepraat, so ek gaan vir die Here werk in bediening toe. Ander keer het die Here weer gepraat met 'n hoorbare stem. Ek kry 'n oproep oor 'n situasie en ek die foon neus en toe hoor ek duidelik die Gees van die Here vir my sê, ek moet gaan na die dorp toe. En ek besef die Here praat. Ander kere het die Here weer met my gepraat deur die karradio. Ek ry eendag en ek bid oor 'n sekere saak en ek sê, Here, al moet U vandag oor die karradio met my praat en oor die 4 nuus het die antwoord gekom. Ek onthou met die koms na Bronkhorstspruit toe, het ek vir die Here gesê, Here, waar moet ons gaan met ons aftrede? Waar wil U hê moet ons wees? En duidelik sê die Gees van die Here in die stort, was nie op my knieë nie, ek was in die stort besig daai Sondagoggend toe, kom die saak by my op, Here, waar moet ek gaan? In die stort antwoord die Here my deur sy Gees en hy vra 'n vraag, waar het ek my eerste voetstappe geneem in Suid-Afrika? En ek kan antwoord op Bronkhorstspruit. Ek ken al die Here se stem. Dis soos wanneer my vriend my bel, vra ek nie eers meer met wie ek praat nie, want ek erken sy stem. Maar wanneer 'n vriend my bel wat jare laas mee met my gesels het, sal ek nie meer sy stem herken nie. Dis hoe dit met die Here se stem is. Ek moet gereeld met hom in kontak bly om sy stem te herken. Ek weet dadelik wanneer die Here met my praat. Sjoe, okay. Kom ons som gou vinnig net gou alles op. So nommer 1 is deur die woord die skrif te vra. So as jy weet oor 'n spesifieke saak, byvoorbeeld toe ons eerste toer moes gaan en eweslik toe breek die kar en al die finansies gaan in die kar en dat ons nie meer petrolgeld vir die toer nie. En toe ek gaan bid en sê, Here, is jy seker ek moet op hierdie toer gaan sonder geld? Toe vra ek die Here om vir my duidelik skrif te gee, 'n antwoord in sy woord. En die Heilige Gees lei my toe, byvoorbeeld, ek kry toe 'n boeknaam, Markus. Toe vra ek, okay, wat is die hoofstuk? Toe kry ek 'n hoofstuk nommer 6. Toe vra ek 'n versnommer. Toe kom die gedagte net op 8. En toe ek gaan lees, toe staan daar, en hulle bevel gegee om niks vir die pad saam te neem nie, as net stok alleen. Geen reisak, geen brood, geen geld en nie die beesies nie. Nou ja, ek dink hy skrif sê duidelik, moet amper niks saamvat nie. Ek het natuurlik 'n baie humoristiese verhouding met Heilige Gees en ek vra vir Heilige Gees, kan ek ten minste net skoon onderbroeke saamvat? Maar nou ja, dis 'n grappie, né? Ja, Heilige Gees moet natuurlik na die tyd teruggekry oor daai grappie, maar ek sê later vertel oor daai gedeelte. Maar dan volgende is nou jy gehoor het in my gedagtes. Dit vat oefening. Nou hoe hoor in jou gedagtes? As jy gaan bid oor iets en jy hoor hierdie gedagte opkom, soos wat ek nou vra vir 'n boek, 'n hoofstuk in die boek, dan dink ek hoor Matteus. Dis hoe jy die stem van die Here begin hoor. So dis 'n leerproses. En dis presies soos Anthony gesê het, hoe meer jy vra dat Heilige Gees vir jou moet antwoord, hoe meer gaan jy sy stem begin leer ken. Is soos die woord van die Here ook sê, my skape ken my stem en as hulle na my luister. Dan ook bevestiging deur iemand soos my pa gesê het. Baie keer kan ons bid en sê, Here, ek is nie mooi seker hoor ek reg nie. Dis soos toe ons in die Kaap gekom het en dit was net chaos met hierdie trekstorie gewees. Toe eerste keer toe ons by die kerk aankom, daar roep die pastoor mense uit daarvoor en hy gee van almal woord en ek dink, Here, ek was 'n bietjie bang vir valse profete. So as dit werklik van U af is, laat hierdie ou ons vorentoe roep en ons iets gee. En so waar is
hier kyk hy vir ons, kyk hy in die gehoor en hy sê, daai 2 paartjies, daai besoekers, kom gou hier vorentoe. En hy bevestig alles wat ek voor gebid het. Weet so, daar kan die Here deur iemand praat ook. En dis my pa genoem het oor die radio ook. Jo, dit moet al met ons ook al gebeur. Ons selfs TV ook. Die 1 jaar bid ons oor iets en ons moet iets doen. Ek vra vir Heilige Gees, wat moet ons doen? Is jy seker ek hoor reg? Want dit is 'n baie onmoontlike saak. En op daai moment, ek het nie eens gedink aan om antwoord te kry deur die TV nie. Net toe ek die TV aansit, op daai moment, toe sê die prediker, die persoon se naam vir wie ons dit moet gaan doen voor, en hy sê, go and do it. Weet, hoe duideliker wil jy nog hoor? En dan selfs ook drome. So, Heilige Gees kan met verskillende maniere praat. Baie keer is ons drome 'n waarskuwing of iets wat Here vir jou wil praat mee hoor. Ek praat nie van goed dat jy heeldag kyk en nou droom jy in die aand van dit nie. Ek praat van iets unieks, iets wat jy kan onthou, duidelik elke detail kan onthou. Skryf dit neer, gaan bid en vra vir Heilige Gees, wat beteken hierdie droom? Geef vir jou skrifverse en as jy iemand ken wat die uitleg van drome het, gaan gesels met hulle. Maar daar's die hoof verskillende maniere. Maar nou, God is nie beperk op ons aardse maniere nie. Die Here kan op enige manier met jou praat. Die vraag is net, is jy bereid om te luister? Daar is dit. As jy die stem van die Here wil hoor in jou lewe, begin met hom kommunikeer en hy sal jou dan kom antwoord. Wanneer jy na hom nader, sal hy aan jou ook nader. Die belangrikste is om jouself af te sonder. Jy maak jou deur toe en kom in kontak met jou hemelse Vader. Praat met hom en dan raak jy stil. As jy stil raak, sal jy sy stem begin hoor en dan reageer jy op sy stem. Doen wat hy vir jou sê. Daar's ietsie wat ek ook vir julle kan raad gee. Wanneer jy 'n gedagte kry en die gedagte gaan later verby, dan is dit gewoonlik nie van die Here af nie. Maar wanneer die Here vir jou 'n gedagte gee en jy dink die hele tyd aan daai gedagte, jy gaan slaap en jy voel ongemaklik want jy het nog nie hierdie ding gedoen nie, jy het nog nie hierdie daad uitgevoer nie, dan moet jy weet, dis die Here wat met jou praat, want die Here is nie 'n God van verwarring nie. Wanneer hy met jou kommunikeer, sal hy jou nie verwar nie, hy sal nie jou laat twyfel nie, want as jy begin verward voel, gewoonlik is dit dan nie die stem van die Here nie. Erken sy stem wanneer jy met hom begin 'n pad stap. Wanneer jy met hierdie geestelike groei begin, sal hy vir jou uitwys wanneer dit sy wil is. Volgende week gaan ons dan nou gesels oor die vrug van die Gees. Wat is die vrug van die Gees en hoe moet ons dit toepas in ons lewe? Ons is baie opgewonde om dit saam met julle te deel. Ek wil jou 'n bietjie uitdaag hierdie week en laat weet vir ons, hoe hoor jy die stem van die Here? Ons WhatsApp nommer is 0711662178. Hallo? Hallo? 0711662178. Vir getuienisse, gaan na ons webtuiste. Na www.digetuienis.co.za. Nie uitmis op ons volgende deel nie.